sit op die rand van môre se droom, koffie koud en oë vol hoop en ek loop met woorde wat sy nie verstaan. Sy kyk diep maar bly net stil, het sy nou reg geen benul hoe ek voel oor haar. Want ek praat en praat en praat, maar ek sê duidelik nie genoeg nie. En ek skree dit 1000 keer, maar dit is nie wat sy wil hoor nie. Verloor my kop in die proses, sy maak my mal, ek doen my best dat sy net een keer ook van my kan val. Haar man noem my Klaskoon sien en haar pa laat my die bakkie leen, maar sy maak of sy glad nie hiervan weet. Sy rol haar oë en loop verby, as sy sien dat ek na kant toe kyk, is dit moontlik ek is mooi verlief verby. Want ek praat en praat en praat, maar ek sê duidelik nie genoeg nie. En ek skree dit 1000 keer, maar dit is nie wat sy wil hoor nie. Verloor my kop in die proses, sy maak my mal, ek doen my best dat sy net een keer ook van my kan val. En ons het inderdaad so pas na so 'n stukkie van die musiekvideo van Pieter Pruis gekyk. Praat en praat, ons het gekyk en gekyk en geluister en nou gaan ons kuier en kuier. Gaan ons nou weer praat en praat dan. Lekker, welkom hier so man. Dankie, is lekker om met jou te gesels vir 'n bietjie. Uiteindelik kry ek ook. kry ons die Agter ons kom ook in die kraal ou Pira. Nou Pieter en Pieter. Pieter Kwadraat vanmôre hier op Goeiemôre, good morning. Nou kom ons praat en praat, waar die gedagte vir die liedjie begin. Praat en praat, dit is 'n gevoel van onsekerheid en afwagting. Die liedjie begin met sy sit op die rand van môre se droom. So dis so half, jy weet, dit kan of goed gaan of dit kan sleg gaan. En dan natuurlik ek wat praat en voel ek sê nie genoeg nie. Jy weet. Ek dink partykeer praat ons of ons luister net om te antwoord. En dis kom ek het geskryf het. Ja. So ek het gewonder, jy weet, jy sê jy praat en praat, het iemand dalk net nie geluister nie. Baie met mense luister, veral as jy so jonk is, nee, maar ek moet altyd luister. Ja, ek dink mense hoor maar hulle luister nie noodwendig nie totdat hulle begin luister en nie meer hoor nie. Hoorie, maar dit gaan baie goed ook met jou. Ek meen van die eerste keer wat jy hier by ons kom kuier het, rus jy daarom nog, slaap jy nog, want jy's bedrywig? Ja, ek probeer maar slaap waar ek kan, asof het nou in die kar is en of het nou agter in die bus is. Ja, nee, maar dit is lekker om te sien hoe vinnig het gebeur het. Ek meen, ek was minder as 'n jaar terug by julle en nou het ek al klaar 3 liedjies uit, ek het al 'n paar keer hier kom kuier. Dit is regtig mal, ek gaan nie veel lieg. Jy geniet die journey, né? Baie. En dit klink vir my, daar's daarom nou al, soos wat ou dit noem, die groter arena shows en dinge wat ook nou al wink. Ja, ek is nou geboek vir my eerste arena show, die 20ste Junie eintlik hier by Moreleta. Oh, beautiful. Ja, want ons my eerste Oos-Wes Tuisbes show gaan doen. En daai gaan vir jou van hier tot in die noorde in laat hardloop, my vriend. Ek het die eerste een gaan kyk eintlik, toe ek nou iemand wat in die crowd sit en gaan kyk en ek moet vir jou sê, dis ongelooflik. Pieter, jy werk ook baie gereeld met Nicholas Lou, wat jy saam met hom werk en hy jou 'n bietjie onder sy vlerk ingeneem het met shows en so. Hy mentor my verskriklik baie, hy leer my, jy weet, die ins and outs. Dit wat die jong kunstenaar glad nie weet nie. So, hy trek my ook in by sy shows en ons het nou 'n eksklusiewe pakket deur Artist Village wat hulle ons saam boek. Oh, nice. So, ja, en hy leer my vreeslik baie, ek gaan nie lieg nie. Veral oor skryfstyle en performance en so, ja, baie dankbaar daarvoor. Hoor jy, die musiekvideo is 'n lekker energieke musiekvideo, het pas so lekker by die liedjie en goeders. Hoe was die vervaardiging daarvan, die maak en dit was die eerste keer wat ek saam met 'n nuwe videograaf geskiet het.
En hy is nogal streng op wat hy wil hê. Jy weet. So hy het regtig die meeste uit my uitgetap op daai, maar die kwaliteit is goed en ek is gelukkig hoe hy uitgekom het. Hoorie, en dan is daar ook 'n liminale oomblik waarvan jy praat. Liminale is 'n groot woord vir 'n ou vroeg in die oggend. Dit is nogal so. Nog nie genoeg koffie gehad vir daai woord. Maar kom ons neem aan almal het nou genoeg koffie het en hulle het, maar jy weet, liminale is mos fisies as jy daar, maar emosioneel is jy mos nou nie meer daar nie. Jy's gone. Yes. So wat het jy met dit gesê? Ek dink dit kom terug by die prentjie van sy sit op die rand van Môre se droom. Dis my opening line en dis my favorite deel van die liedjie. Hy stiek. Net oor die feit van jy's daar, jy weet, op die rand en dit kan of goed gaan of dit kan baie sleg gaan. So ek dink dis maar die meeste waar jy daai woord kan beskryf. En met mense kennis wat 'n ou naal het nou goed, dink jy baie mense beleef sulke oomblikke, jy weet, hulle is daar, maar hulle is ook nie eintlik daar nie en hulle weet nie watter kant toe nie en so. Ja, ek kom met baie agter, veral in die begin toe ek net begin show het. Ek is nou al bietjie meer gewoond aan dit, maar dan sal jy by die huis kom en sal jy dink by jouself, ek het niks van dit ingeneem nie, want ek was so gestres, jy weet, ek is daar in die oomblik en dan jy neem niks van dit in nie. So dis belangrik, ek dink is baie belangrik vir ons mense om te begin in die oomblik leef. Ja. Ek voel ons mis dit gereeld. En vir jou wat ook as 'n jong kunstenaar nou lekker begin groei en jy weet daai nuwe skoene begin mooi uittrap en goeters. Wat se raad het jy ook? Want ek weet daar is soveel kunstenaars. Ek meen, ou sien dit week na week met die tipe vrystellings of die aantal vrystellings wat plaasvind onder die Suid-Afrikaanse liedjies en goeters. Ou moet seker maar net nooit hoop verloor nie, né? Jy moenie hoop verloor nie en jy moet ook nie bang wees om hard te werk vir min betaling nie. Ek weet nou nie hoe om dit reg te stel nie, maar jy moet bereid wees om die werk in te sit. So werk net hard aan wat jy wil doen. En soos jy sê, moenie ophou hoop nie. Hou moed. En wat is vir jou die lekkerste? Is dit daai terugvoering wat jy kry van dat mense die eerste persoon wat 'n bietjie in jou geglo het, wat vir jou gesê het, man, kom ons help jou, ons kry nog meer wind onder jou vlerke. Wat dink jy was vir jou daai kardinale oomblik wat jy geweet het, wag, jy gaan ons nou die volgende rad in? Ek dink dit was so Kobie Koen wat so in my geglo het, wat daai dag toe ek met hulle gaan sit, toe is ek nog skaam. Ek het niemand daar geken nie, ek het net kom sit en my liedjies gespeel vir die mense. En hy het gesê hy sal alles in sy vermoë doen om my loopbaan te maak werk vir my. En so 'n paar maande later in die begin van die jaar, toe ons by 'n album launch party wat ek geopen het, wat ek 'n opening set gedoen het. En dit was die eerste show wat hy van my gekyk het en hy het daar net gestaan en het sy kop geskit vir my en dit was in daai oomblik wat ek besef het, soos wow. Okay, hulle is happy, ek is happy en ons gaan iewers kom. Ek het 'n ietsie en ons gaan daarop voorbou. Nou maar luister, waar gaan ons kaartjies kan begin kry vir die Oos-Wes Tuisbes? Ek dink hulle het gesê die 27ste April maak die kaartjie verkope oop. Maar na die eerste ene, dink ek die kaartjies gaan nogal loop, want daai eerste show was ongelooflik, die bemarking op Instagram, alles is op Vonk se page. Ja. En soos ek sê, ek was iemand wat in die crowd gesit het en dit was wondervleis op wondervleis, is ongelooflik. Ons gaan ook seker maak ons sit daarso en dankie vir die inloer en dankie dat ek 'n bietjie met jou kon gesels. Ja, dit was lekker. Ons het omtrent gepraat, maar kyk uit vir daai enetjie op al die nodige musiekplatforms en dis dan al van ons kant af vir vandag. Môreoggend is ons weer klokslag terug. Lekker dag.